Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou daar is iets interessant aan 'n skip. As jy daar by die hawe staan, dan sien jy hierdie enorme staalmonster wat duisende tonne beweeg. En jy dink die groot engines is die belangrike deel. Ja, dis immers hulle wat die krag opwek. Maar die waarheid is, die engines gee net momentum. Dis die klein roer agter die skip wat besluit waarheen daardie krag uiteindelik moet gaan. Jy kan die grootste en sterkste engines in die wêreld hê en as die roer verkeerd wys, beland jy op die verkeerde bestemming. En dalk is dit hoe dankbaarheid presies ook werk. Baie mense sê dankbaarheid is net goeie maniere, om dankie te sê, om beleefd te wees. Maar volgens moderne sielkunde is dankbaarheid baie meer as 'n emosie. Dis 'n rigtingwyser. Dis die roer van jou bewussyn. Jou brein ontvang elke sekonde miljoene stukkies inligting, geluide, gesigte, geleenthede, gevare, seëninge en teleurstellings. Jy kan onmoontlik alles raak sien. En daarom filtreer jou brein voortdurend wat belangrik is. En hier is die verstommende deel. Waarvoor jy jou aandag gee, word die wêreld waarin jy leef. As jy voortdurend fokus op wat ontbreek, begin jou brein oral tekorte raak sien. Nog probleme, nog teleurstellings, nog rede om bekommerd te wees. Maar wanneer jy doelbewus dankbaarheid beoefen, verander daar iets diep binne in jou. Nie omdat die wêreld skielik verander het nie, omdat jy verander het. Moderne neurowetenskap noem dit neuroplastisiteit. Elke keer wanneer jy bewuslik dankbaar raak, oefen jy jou brein om nuwe patrone te bou. Jy leer jou gedagtes om lig raak te sien waar hulle vroeër net donker gesien het. Moderne spiritualiteit praat van energie. Waar jou aandag gaan, vloei jou energie. En die Bybel het dit reeds lank al anders verwoord. Hulle het gesê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Jou hart volg jou fokus en jou lewe volg jou hart. Dink aan Jesus, toe hy die 5 brode en visse in sy hand hou, het hy nie eers na die tekort gekyk nie. Die eerste ding wat hy doen, is hy dank God. Hy begin nie by die probleem nie, hy begin by die oorvloed wat reeds daar is. En eers daarna vind die wonderwerk plaas. Ek wonder hoeveel wonderwerke wag nie dalk vir ons nie, omdat ons nog vassteek by wat ontbreek. Dankbaarheid ontken nie die pyn nie, dit ontken nie die verlies nie, dit maak nie of alles perfek is nie, dit sê net eenvoudig, ek kies om nie my lewe deur my tekorte te laat stuur nie. Dis soos daardie roer agter die skip, die storms hou nie opwaai nie, die golwe verdwyn nie, maar die rigting verander. En wanneer die rigting verander, verander die bestemming. Miskien is dit hoekom Paulus wat in die tronk gesit het en geslaan is en skipbreek gelei het en vervolging beleef het, steeds kon skryf, wees in alles dankbaar. Nie vir alles nie, maar in alles. Want dankbaarheid is nie 'n reaksie op 'n perfekte lewe nie, dis 'n besluit oor die rigting waarin jou siel gaan beweeg. So vandag wil ek jou so klein bietjie uitdaag. Moenie wag totdat alles reg is voordat jy dankbaar word nie. Word dankbaar. En kyk hoe die roer van jou lewe stadig begin draai. Want mense wat dankbaar leef, sien nie noodwendig meer seëninge as ander mense nie. Hulle herken dit net vinniger. En soms is dit al wat nodig is om jou hele bestemming van jou lewe te verander. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.